Dit raak al amper 'n grap op dis wat dit is as ons uitwys hoeveel van die talent kom van die Vrystaat af. Wat is dit met daai plek dat die binneland so baie ouens deliver vir ons? Ek weet nie, maar ek het nou die dag het ek so op 'n stage gestaan en 'n pastor, 'n baie bekende pastor, het gesing en hy elke sing en sê hy Vrystaat, Vrystaat. En ek vra toe vir die ou, sy klankou. Ek sê vir hom, wat is die ou wat jy so oor Vrystaat elke keer? Toe kom ek agter en hy sê Praise God, Praise God. Alright. Ek het nie goeie goed kom af van die Vrystaat af. Ek dink is die koue wat hulle preserve. Ja, die koue, of is die vlaktes, die tekort aan berge miskien. Ja. Kyk, jy hou nie daarvan as ek jou 'n gospelsanger noem nie, en ek weet ons het al voorheen gepraat hieroor. Jy is 'n ou wat ook gospel sing, sê jy. Of jy's 'n sanger wat behoort. Ja, ek probeer sê, ek maak nie Christen musiek nie, ek is 'n Christen wat musiek maak. Ja, okay. En dan, ek sien van die jonger ouens die kom hou ook daarvan om so genoem te word. Ja. Ja, ek dink so. Ek dink is maar net om jouself so 'n bietjie uit die boksie uit te skop, jy weet. Ja. Net die cardboardboks so 'n bietjie oop te maak en te sê, hoor, mense hou daarvan om jou in 'n boksie te plaas. Ja, natuurlik. Wat 'n boksie plaas hulle jou in? Hulle kan nie, is te groot. 'n lange. Ag, speel. En jy Man, hulle probeer my om in hierdie boksie te plaas. Maar dit werk nie. Ja. En het jy kweekskool gegaan of was jy 'n Christen van niks nie. Nature? Niks nie. My hele familie is dominees gewees. Oom Dominee Leon, oom Dominee wie is oom Dominee Leon? Hy's 'n baie bekende konsertina speler in die Vrystaat wat dominee was. Ja. Was dit nie 'n probleem toe om 'n dominee te wees en konsertina te speel nie? Wel ek weet in sy laaste CD, sy band se naam was die Vrystaat Boereorkes. Dis reg. Ja, Die Praise God Boereorkes. Ja. Hy het altyd gesê mense vra vir hom, "Nee, maar Dominee, hoe kan jy dan nou op danse en goed speel?" Sê hy wel, sy enigste verweer is en dan is die mense dan onder goeie toesig. Ek like hom. Liewe oom. Okay, jy val natuurlik onder die Christene wat 'n probleem sou hê met Harry Potter nie. Jy dink jy dis satanisties of so iets? Of Wie dink ek is Harry Potter? Dis 'n klein mannetjie met groot brille wat 'n anti-wêreldryk gemaak het. Ja, dis wat dit wel is. Ja. Maar as ek anders aan verbonde wat jou scary maak of so nie. Ja. My uitgangspunt nog altyd, Steve, is dat ek is nie 'n ou wat kyk, ek sien myself nooit as 'n resensent nie of iemand wat kan oordeel wat is reg en wat is verkeerd nie vir namens mense nie. Ja. Ek maak my eie mind op oor my eie goed en wat ek my eie kinders laat lees en weet wat my ore is ook nou nie 'n asblik nie. Maar ek hou daarvan om die koring van die kaf te skei, want partymal gooi jy ou die baby met die badwater uit en dan mis jy iets wat eintlik dalk nice kon gewees het. Ja. Nou nie spesifiek op Harry Potter nie, maar ek dink elke mens het iets in jou, so 'n klokkie binne in jou wat vir jou laat sê as hy krap, ja, skuif hom maar een kant toe. Ja, okay. Ja, ons is jou eie judge. Die mense is nie morone nie, maar die mense weet mos as hulle ding lees en jy voel nie lekker daaroor nie, dan is dit nie vir jou nie. Jou eerste serie se naam was Sê my lewe jy. Dis eintlik 'n lekker rugby liedjie vir die WP. Ja. Yes. Jy weet, Bosloop. Weet wat jy praat nou so. Hierdie song, jy moet eintlik die CD hoor, ek wil eendag vir jou pos. Die CD is baie radikaal. Ek het 'n rock song daarop, so ta da 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 da. Jy weet daai Queen tipe van. ja, is dit geestelike gewyde musiek? Is geestelik, maar is nie gewyd nie. Maar anyway. Maar in elk geval, in daai jare het ons en dit is nou 10 jaar terug, jy sien. Nou sing 'n ou daarom in gemeentes en in kerke en so aan waar stigteligheid nou half nog aan die orde van die dag is, jy weet. Jy moet 'n das en 'n soet sing, jy weet. Nou kom ek in is my eerste CD, nou het ek hierdie rowwe goed daarop. Nou moet ek hulle downtown binne in die kerk, daar binne in die liturgiese ruimte, moet ek nou hierdie song so deliver dat ek pas daar in die kerk, jy sien. Dit was so stil in party van hierdie kerke, né? Dat daar was iemand wat in die agter in die kerk gesterf het aan 'n hartaanval. En hulle moes toe die laaste 3 rye in die kerk moes hulle uitdra en op die gras gaan lê sodat hulle kan hoor wat dit is wat dood gegaan het. Alright, so nou is die geheim uit. Nou weet julle hoekom ek vir Leon hier het. Want behalwe die ander 28 probleme wat ek het met die kerk en met my eie geloof, is een daarvan dat een van die bastionne van die samelewing, humor, eenvoudig afwesig is. So jy voel 'n ou kan op 'n plek gaan staan en jy kan jou taai bietjie losmaak en 'n ou grappie vertel en met die humor ergens kom. Wie wat pla my? Humor is 'n ding waarmee jy ou gebore word, 'n talent. Nou kom ek met hierdie talent van humor. Ek het my drinkpelle maak lag laat die trane loop, jy weet. In my BC days, jy weet, voor ek Christus persoonlik ontmoet het. En toe op 20 Julie 1984 toe maak ek my hart oop vir die eerste keer vir Jesus Christus en ek aanvaar dat hy vir my 'n keuse losgemaak het.
En toe sit ek nog steeds met hierdie talent as humor. Nou vra ek vir myself, hoekom is ek gebore met daai talent? Hoekom moet ek om nou na 20 Julie 84 ergens in 'n boks gaan sit? Ja. En dis hoekom humor deel van my lewe is en is deel van my menswees as Christendom. Ja. Jy het 'n wonderlike teorie en ek gaan dit nou lees hierso. Ek is nie 'n sales rep wat Christus probeer label en smous nie. Jy oortuig met jou voorbeeld, respek en omgee. Ek kan sien dat die sinode nie heeltemal lekker gaan wees met daai definisie nie, maar ek kan sien hoekom dit die definisie is wat ek like, jy weet. Ja. Ek kan sien hoekom ander ouens nie so ander ouens voel, maar jy moet vissers van mense gaan maak. Jy moet uitgaan en op hulle knoppie druk en hulle irriteer. Jy moet, ek bedoel, nie op hulle knoppie druk en irriteer nie, want dan draai hy sy rug op jou. Ja. Maar jy moet vissers van mense maak. Die groot ding is om uit te gaan en sê, om te verstaan dat daar staan geskryf, gaan heen en maak disippels van alle nasies. Maar het gaan oor hoe jy dit doen. Het En gaan jy oor hoe jy dit doen, besluit om dit te doen met jou voorbeeld eerder as om Ja, weet jy wat die evangelie begin met 'n smile. Ek weet jou nou soos hier sit. As Jesus by iemand gebuk het en het vir hom gevra, sê my, wat wil jy moet ek vir jou doen? Het hy gesmile. Ja. Ek dink ons smile te min. Jy weet dit begin by byvoorbeeld iets soos jy stap by die kafee om die hoek en jy koop die koerant, die Sondagkoerant. Die ou gee vir die verkeerde kleingeld. Daar's twee maniere hoe jy kan optree. Jy kan sê, "Hey, sorry man, jy het my verkeerde kleingeld gegee." Hoorie, vat maar sommer hierheen, gooi daar in die SP se eise blikkie of jy kan sê, "Jy man, verkeerde kleingeld gegee man. Wat jy nie ouens soos julle wat ons land leegsuig, okay? Gaan terug jou eie land toe." Ja. Ek hoor jou. Alright. Nou dat julle daai mooi impersonation van Steve Hofmeyer gesien het, kom ons gaan